vir jou en jou leierskap, vir almal wat hier is, en vir ons musikante, is heerlik om saam met julle die Here te loof ook in hierdie plek. Nou sien ek as ek buitekant staan, al die bakkies wat so parkeer, dan dink ek, ja nee, kyk, hier's plase en grondpaaie, en die manne moet oor die gate en oral ry, en ek verstaan dit, ek ry self 'n bakkie, maar in elk geval, maar nou toe dink ek nou onwillekeurig aan die persoon wat daar by ons in die stad, moes hy parkeer, en daar is nie parkering nie, hier sien ek julle parkeer enige plek waar jy kan parkering kry, en hy ry oralste rond, maar die plek is vol, en hy het 'n onderhoud, hy het 'n werksonderhoud, en hy sien wel, het is 2:10, en ek moet 2 uur by die onderhoud wees, en ek kan nie laat wees nie, en hy ry weer so 1 keer om die blok, en hy sien, hier is geen parkering nie, en hy besluit wel, as dit nou maar sulke tyd, en hy so geel streep, wat sê dit is loading zone, maar hy's like, ek gee nou nie meer om, laat kan ek nie wees nie, en hy parkeer, hy skryf gou nota, en hy sê, ek is laat vir 'n afspraak, vir 'n werksafspraak, ek weet ek mag nie stop nie, maar ek sal so gou as moontlik terugkom, en vergewe ons sondes, skryf hy vir die boetebessie, hoorie, maar dit is nie jare daarna nie, hier kom die boetebessie om die draai, en hy kyk en hy's like, maar hierdie kar staan waar hy nie moet staan nie, en hy loop nader, en hy sien, hoorie, maar hy's 'n nota op die venster, en hy kyk so, hy skryf sy boete uit, en hy plak het so teen die kant van die venster, en toe die man nou terugkom, na sy onderhoud hier net voor 3, toe sê hy, wow, toe hy so aankom, toe sê hy, nee, maar daar is so 'n persentjie teen sy venster, en weet hy wat kom, en hy kyk, ja nee, daar is die boete, en hy trek sy papier so van die windskerm af, en hy hom so aftrek, toe sê hy, daar staan, wel ek is 'n boetebessie, my werk is, ek werk op hierdie blok al 2 jaar, hy sê, en ek wil net vir jou sê, lei ons nie 'n versoeking nie. So ek wil nou net vir jou sê, as jy iemand met 'n Bybelteks gooi, moet jy versigtig wees, want hy kan jou daar teruggooi met 'n Bybelteks, né? So lei ons nie 'n versoeking nie. So vriende, baie dankie dat julle die tyd uitgekoop het, want vanaand praat ek oor 'n baie kosbare onderwerp, en oor die wegraping, feit of fiksie, en dis vir my een van my geliefkoeste onderwerpe, wanneer dit kom by Bybelprofesie. As jy nie weet wie ek is Raymond Lombard, my vroukie Amanda is hier so by my, en toe ek tot bekering gekom het ek binne weke, toe ek in Namibië aanland, ek het 6 weke na my bekering, het ek in Namibië aangeland, so dit was ek 'n baie jong Christen, en vir een of ander rede, toe my ma vir my 'n Bybel stuur, want ek skryf so vir my ma 'n brief, stuur vir my 'n Bybel, en sê vir my, ek dokkie gaan oorlog toe, wat jy met 'n Bybel maak, was nou 1978, in elk geval, maar as ek die boek Openbaring oopmaak, dan gryp dit my net aan. En so ek het 'n liefde gekry vir Bybelprofesie. Dit gee my altyd hierdie, en dit is moeilik om dit te verklaar, maar wanneer ek in Openbaring lees, dan styg hier iets in my gees op. Dit lewe in my. Dit voel of die woord van die Here, dit brand my. Dit is net deel van my wese. So ek het 'n boek daaroor geskryf vir teks uitleg. Dis daar agter. My boek hoe om te navigeer deur die eindtyd, het ek hier agter. Ek wil net vir jou iets sê, 360 Bybelvrae met video's daarbey wat jy kry, maar wil ek gou vir jou iets sê. As jy wil weet oor die hemel, oor die paradys, hoe lyk die doderyk, die paradys, hoe lyk dit in die hemel? Wat is in die hemel? Wat is in die hemel nie? Wat gebeur as ek sterwe? Wat gebeur 5 minute na die dood? Al daai vrae, 360 vrae, altyd ek in die boek. As jy nie een het nie, kry dit asseblief, want dit is 'n lewenswerk. Dit is 42 jaar se intense Bybelstudie wat ek gedoen het, om vrae te antwoord, die mees algemene vrae wat kinders van die Here vra, so by all means. Daar's ander boeke ook, toe Jesus in Walvisbaai, daar by kamer ingestap het, toe het ek ook 'n boek daarso, en in daai boek praat ek oor toe Jesus my kom besoek het in Walvisbaai, in Namibië. Kan jy dit glo? Dis nie te ver van Grootfontein af nie. Dis in my boek die getuienis. Afval jy kan dit maar na die tyd kry. En ek sê, as die Here in Walvisbaai my kom besoek het, kan hy seker in Grootfontein of in Chubek of Otawie of julle kom besoek of Aboon Rundu of waar ook al. Behalwe in Henties Baai. Want ek hoor iemand het my vandag vertel, hy het so ander naam gehad vir Henties Baai, en praat van die Bahamas van Namibië. En toe ek in Henties Baai was, baie jare terug, het ons maar net 'n paar kabeljoue uitgehaal, toe ek in die vloot was, en dit is many moons ago. So vriende,
Kom ons bid net saam. Vader, dankie vir hierdie tyd wat ons kon uitkoop. Here, en ek beskou dit glad nie ligtelik vir elke mens wat vanaand in hierdie plek sit. Here, allermins is dit 'n geleentheid wat ek wil vermors in die koninkryk. Here, en ek het ver gekom met my vriende en familie om saam met hierdie mense te wees vanaand. En ek wil bid dat die Here van die hemel en die aarde sy woord op 'n goddelike wyse vir ons sal oopbreek. En dat U ons sal voed met die brood van die lewe. Heilige Gees, U is die outeur van hierdie Bybel. Want elke woord is waar. Elke profesie deur die Heilige Gees geïnspireer. Wil ek vanaand bid dat hierdie woord ons harte aanraak tot U eer en U heerlikheid, Vader, in die kosbare naam van Jesus Christus. Amen. 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 Een van die mooiste dinge wat met my kan gebeur, het vandag gebeur, en dis toe die donder weer so slaan. Dan lewe ek. As die donder weer altyd so slaan en die bliksem staan, as ek, Here, praat met die volk, dat hulle die stem, want dit my altyd dink aan die berg Sinai, toe die bliksem en die donder so neergekom het op die berg, en die Here daardeur, as ek, Here, U het elke weerligstraal gemaak en alles in hierdie skepping. Praat met die mense, Here. En die Here nie, is die Here nie goed vir julle met die reën nie? Dat julle soveel reën hier in Namibië het. Daar's ander lande waar die mense gaan dood van die dors. En hier loop die water. Woe! Ek weet nie, ek van Windhoek waar ons geland het, tot waar ons hier gery het. Alles is lowergroen. En as daar mense wat klaar het reën te veel. Ons las dit daar. Mag die Here ons help. So vriende, ek wil met jou praat oor 'n ding wat baie kontensieus is en daar's baie uiteenlopende menings. Nou kyk, jy kan oor die Bybel sê wat jy wil, maar kom maar ek wil vanaand vir jou iets sê. Die woord van God is helder en duidelik. Nou, elke teks het net een uitleg in sy konteks en verband. En ek het vir my vrou gesê, as ek eendag afsterwe voor haar, dan kan sy maar reël het al op my grafsteen sit, daar lê Raymond Lombard, konteks en verband. Want jy kan nie 'n teks in die Bybel aanhaal sonder konteks en verband. Maar ek kan vir enigiets wys. Ek kan met die Bybel toon. Het jy geweet die Bybel sê God is dood? Gaan lees Psalm 10, my hele teks lees. Daar staan, die dwaas sê in sy hart, God is dood. Skielik het die woorde 'n ander betekenis. Jy sê, wat doen ek? Ek kan vir jou 'n stukkie van 'n teks aanhaal, of ek kan 'n hele teks vat, maar buite konteks en verband, dan kan ek iets anders te vir jou spin. Maar die oomblik, as jy binne konteks en verband in die Bybel met 'n teks werk, dan is jy op die waarheid. En vir mense wat met die waarheid Peter, wil ek net sê, jy moet die waarheid maar los. Hy is soos 'n leeu. Weet jy wat doen 'n leeu? Hy sorg vir homself. Los maar net God se waarheid uit. God se waarheid sorg vir homself. Kom altyd uit. So, ek gaan vir jou lees ter inleiding, hierso in 1 Tessalonisense hoofstuk 4 en ook in 1 Korintiërs 15. So, jy kan maar net sit en luister, of as jy jou Bybel hier het, sê meer as welkom saam met my te blaai. So ek lees vir jou in 1 Tessalonisense hoofstuk 4 vanaf vers 13 tot en met vers 18. Broeders, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenis nie. Wat beteken dit? Paulus sê, ek wil nie hê dat jy nie weet waar is die mense wat alreeds oorlede is nie. Die dode, ons familie, wat afgesterf het. Sodat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie. As jy nie weet, waar gaan mense heen wat sterf en jou geliefdes, dan is jy troosteloos.
Want as ons glo dat Jesus gesterf en opgestaan het, ek sê dat Jesus aan die kruis gesterf het en in die graf uit opgestaan het, as ons dit glo, sal God die wat in Jesus ontslaap het. Dit kan alleenlik wees in die kerkera, hier is die kerk. Hy praat nie van Moses en Abraham en Isak en Jakob en Adam en Eva nie, hy sê, as ons glo dat Christus Jesus wat gesterf en opgestaan het, sal God die wat in Jesus ontslaap het, aan die woorde, almal wat in die kerkera leef, tot en met waar ek en jy nou is, amper bykans afgelope 2000 jaar, sal God saam met hom bring. Hulle is nie meer hier nie, hulle liggame mag in die graf te lê, maar waar is hulle nou? Hulle is in die paradys, in die derde hemel. My boek verduidelik ek dit. Ek het ook my boek Geesteswêreld hier, wat hierdie hele ding vir jou uitlê in 19 hoofstukke. Ja, meer as welkom. Nou wil ek iets verduidelik. Hy sê, die wat in Christus gesterf het, in ander woorde, dit kan net mense wees, wat vandat Jesus uit die dood uit opgestaan het, tot en met wat ek en jy op hierdie oomblik hier sit. Almal wat gesterf het. En as jy nie weet nie, daar's vandag 260.000 mense dood op die aarde. Oor 250.000. En as jy dit nie weet nie, meer as die helfte is onmiddellik in die doderyk. Hulle is klaar hier. Hulle het sonder die Here gesterf. Die ander het opgevaar en hulle is nou in die paradys in die hemel. Klaar in die heerlikheid van God. Dit verduidelik ek alles. Vandag, vanaf die son opgekom het tot die son ondergaan in 'n 24-uur siklus. En wanneer hy weer gaan opkom, in elke 24 uur sterf van meer as 250.000 mense op die aarde. Hy sê, die wat in Christus gesterf het, sal Jesus wanneer hy kom, wanneer hy die hemel uit neerdaal, saam met hom bring. So daai mense wat afgesterf het, wat nou in die hemel is, in die paradys, in die derde hemel, hy sal hulle saam met hom bring, want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, is God se woord, dat ons wat in die lewe oorbly, ons wat hier sit vanaand as kinders van die Here, tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenis hoegenaamd nie sal voorwees nie. Hy sê, ons is nie aan die wenkant, in die sin van, ons gaan hulle een voorwees as die Here kom nie. Hoekom nie? Hy sê, want die Here self sal van die hemel neerdaal met die geroep en die stem van 'n aartsengel, met die geklank van die basuin van God, en die wat in Christus gesterf het. Dis die kwalifikasie. Die wat buite Christus gesterf het, hulle wag nog steeds in die doderyk vir die wit troonoordeel. Hulle kan nie uit nie. Die wat in Christus gesterf het, die afgelope 2000 jaar, sal eerste opstaan. So wat beteken die grafte moet oopgaan, en dan moet die gees en die liggaam verenig word, sodat hulle verheerlikte liggame kan kry. Hy sê, want met die geklank van die basuin van God en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle, in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig. Halleluja! Want jy sal nou wonder, maar as daai mense wat in die hemel is, hulle gees is daar, en die liggame is in die graf en gaan tot niet, so met wat kom hulle? Die Bybel sê in Korintiërs 15, daar's aardse liggame en daar's hemelse liggame. So hulle het op die oomblik 'n hemelse liggaam, maar nie 'n verheerlikte liggaam nie. Hulle mag ons nie een voorwees nie. Aan die ander woorde, hulle wat in die hemel is, het nie verheerlikte liggame nie. Hulle het net 'n hemelse liggaam. Hulle wag vir die oomblik van die wegraping, want nou staan daar mos, en dis wat die teks sê, want die teks sê, in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die Here tegemoet in die lig. So ons gaan nou praat oor die woordjie weggevoer. 1 Korintiërs 15 vanaf vers 51. Kyk, ek deel julle 'n verborgenheid mee. Paulus sê ek wil met 'n geheim met julle deel. So nou wil ek sê, vir mense wat nie van die wegraping weet en nie verstaan of van beter weet nie, jy is heeltemal korrek. Want dit is 'n geheim. Dit is 'n verborgenheid. Maar die geheim is uit. Hier sit in die Bybel. Ek kan die geheim met jou deel as jy wil luister. En hier is die geheim. Ons sal wel nie almal ontslaap nie, hulle wat op die aarde is, maar ons sal almal verander word. Verander word. In 'n oomblik. 2/5 van 'n sekonde. Sien as ek my oog knip, bietjie goeie beligting op die verhoog kry, dan gaan julle my oog kan sien, hè? En nou luister hierna. Wat gebeur is, as ek my oog knip, is 2/5 van 'n sekonde. In ander woorde, in 2/5 van 'n sekonde, in 'n oogknip, 'n oogwink,
By die laaste bassein, want die bassein sal blaas en die dode sal onverganklik opgewek word en ons sal verander word. So ander woorde, in 'n oogknip, in 2/5 van 'n sekondes, sal die graf op die aarde oopruk. En ons wat in die lewe oorbly, gaan verander word in 'n hemelse, verheerlikte liggaam. En die oomblik dat ons verander word, sal daai gees van hulle wat neerdaal in hulle liggaam, oomblik in 'n verheerlikte liggaam, opstaan. Onthou, toe Jesus gesterf het, met watter liggaam is Jesus begrawe? Met die liggaam wat aan die kruis was. Toe is Jesus mos begrawe. Toe hulle by die graf kom op die 3de dag daarna, op daai eerste dag van die week, waar was sy liggaam toe? Nog in die graf? Nee? So in ander woorde, die liggaam waarmee Jesus geleef het, gesterf het en begrawe is, dis daai liggaam wat uit die doodheid opgestaan het in 'n verheerlikte vorm. Verstaan jy wat ek nou sê? In die oomblik as daai verheerlikte liggaam opstaan, het ons 'n liggaam wat onsterflik is tot in alle ewigheid. En dit verduidelik ek. So hier is die saak. Hy sê, dit is wat gaan gebeur. In 'n oomblik, in 'n oogwink, sal die dode verander word. En ons wat lewe sal verander word. En hierdie verganklike moet met onverganklikheid bekleed word. En hierdie sterflike met onsterflikheid. Dit beteken, ek sal nooit weer kan sterf nie. Ek kan nooit weer oud word nie. My liggaam kan nooit weer siek word nie. Ek sal nooit meer na graf toe gaan nie. Daar sal nooit weer oor my gehuil word. Daar's nie trane, daar's nie droefheid, daar's nie moeite. Openbaring 21 vers 4. Die vloek is opgehef. Daar's nie meer dood nie, daar's nie sonde nie, daar's nie meer 'n duiwel nie, want dan het ons verby hierdie aardse lewe beweeg en nou beweeg ons by die nuwe hemel, na die eindoordeel, die nuwe aarde in die nuwe Jerusalem in. En in die nuwe Jerusalem is daar geen dood, want ons het die boom van die lewe om van te eet en die water van die lewe om van te drink. Wat beteken ons liggaamlike liggaam? Dit is nog steeds 'n aardse liggaam van vlees en bene, maar dit is 'n verheerlikte liggaam. Dit sal tot in alle ewigheid sal dit standhou. So, die vraag natuurlik wat ek wil vra is, so wat noem ons dit as ons praat van die wegraping? Want die woordjie wegraping, as jy vir my moet vra, kan jy vir my 'n ander woord gebruik vir hierdie hele konsep van Jesus wat uit die hemel uitkom, met almal wat afgesterf het, wat aarde toe kom, en ons wat op die aarde is, wat verander word, en ons gaan hemel toe. Hulle kom hiernatoe, ons gaan daarna toe. Ons ontmoet mekaar almal in die lig, saam met Jesus, die twee groepe, groep wat uit die hemel gekom het, groep van die aarde. Die Bybel sê, ons ontmoet mekaar eers almal in die lig, ander woorde, tussen die hemel en die aarde hier, ontmoet ons vir Jesus, hy roep in die stem, hulle wat hier is, staan op, hulle wat kom verander, en nou, ons is almal daar, en die Bybel sê, wat noem ons dit eintlik? Paulus het 'n baie mooi woord vir dit. Hy noem dit in 1 Titus hoofstuk 2. Die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. En hy leer ons om die goddeloosheid en wêreldse begeerlikheid te verloon, om ingetoe, regverdig en vroom in die teenswoordige wêreld te lewe. Dis hoe ek behoort te lewe as God se kind, terwyl ek wag vir hierdie gebeure. Terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag van ons groote God en verlosser Jesus Christus. So die Bybel sê, ons groote God en verlosser Jesus Christus kom ons haal. En nou noem die Bybel dit die hoop van die kerk, die salige hoop. In ander woorde, ons het 'n hoop dat ons dalk nooit hoef te sterf nie, dat die Here in ons leeftyd sal kom. Wel, hier is 'n stukkie nuus wat ek vir jou het. Hier is 'n stukkie goeie nuus. Ons is die geslag wat op aarde lewe, wat die laaste geslag is, van alle geslagte wat voor ons geleef het. Ons is die laaste. Ander woorde, daar is nie ander mense nog na ons, hier waar ons nou is, hulle is nog nie gebore nie. Ons is die geslag, wat heel waarskynlik die wegraping gaan beleef. En as jy vanoggend geluister het, toe ek verduidelik het skriftuurlike bewys ons in die eindtyd leef, die feit dat Israel terug is in hulle eie land, beteken die Here se program met sy kerk is nou bykans tot 'n einde. Die oomblik as hy program met die kerk klaar is, dan kom Jesus. Al wat moet gebeur,
om jy eintlik baie eerlik te wees, is Romeine 11 vers 25. Romeine 11 vers 25 sê ek deel julle verborgenheid mee, en dit is dat die Here, dat die volheid van die heidene moet inkom. In ander woorde, God het 'n getal vir die bruid van sy seun. So uit die kerkera uit hierdie kerkera uit, het God 'n bruid vir sy seun bymekaar gemaak, die vrou van die lam. Oomblik as daai getal vol is, gaan die wegraping plaasvind. Maar natuurlik, ons sit nou met hierdie vraag by ons, en dit is, so, wat is die wegraping? Is dit 'n Bybelse leer? Hoe sal ek dit sien? Wel, pastoor Boet, ek weet nie of jy gehoor het nie, maar 'n prediker het 'n belydenis gedoen aan sy kollega eendag, 'n ander pastoor. Hy sê vir hom, wanneer die wegraping plaasvind, sal my gemeente die eerste wees wat weggeraap sal word. En hy sê dan, hoe dan so my broer? Hoe kan jy dit sê? Hy sê wel, daar staan geskrywe in die Bybel, die dode in Christus sal eerste opstaan, the dead in Christ shall rise first, so my gemeente is eerste. Woe! As dit is wat 'n pastoor van sy gemeente dink, the dead in Christ shall rise first, my kerk is eerste, in die lyn van die wegraping. Nou, ons kan lag daaroor, ons kan glimlag daaroor, maar die feit is dit geld vir alle gelowiges. So vriende, as ons praat oor die hoop van die kerk, né? En ek en jy wil in die woord van die Here 'n studie doen vir 'n paar minute en sê, maar kom ons gaan kyk na hierdie begrip. Onthou, die Ou Testament weet niks hiervan nie, want die Ou Testament weet niks van die kerk nie. Onthou, daar's niks in die Ou Testament van Genesis tot Maleagi oor die kerk van Christus nie. Al wat daar was in die Nuwe Testament is een profesie deur Jesus uitgespreek in Matteus hoofstuk 16 toe hy sê, jy is Petrus en op hierdie rots sal ek my gemeente bou, iets in die toekoms. Ek sal my gemeente bou en die pote van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Hulle het hom nie uitgevra nie, maar middelik daarna, jy kan gaan kyk, toe sê hy, maar eers moet die seun van die mens geweldig ly, aan die heidene oorgelewer word en gekruisig word. Maar daarna sal ek my gemeente oprig. En ons het vanoggend daaroor gepraat, dat Jesus as die hoof, die Bybel sê, dat op die eerste dag van die week, toe Jesus uit die dood uit opgestaan het, het Vader hom gemaak hoof van die gemeente. So die gemeente het eers sy ontstaan, na Jesus, nie met sy kruisiging nie, eers met sy opstanding uit die dood uit, toe hy as Here opstaan. Onthou, hy het gesterf as Jesus Christus, maar uit die dood uit, die Bybel sê ook, hy het hom gemaak Here, he is Lord. Dit beteken hy heers oor die dode en hy heers oor die lewende. Hy heers oor alles. So omdat hy sy lewe gegee het God hom gemaak, Vader God. He is Lord. He has risen from the dead and he is Lord. Hy is Here oor almal wat gesterf het, almal wat lewe tot in alle ewigheid. Dis wie hy is. En hierdie Jesus, wat die hoof van sy kerk is, hy kom sy kerk haal. Want ons behoort aan hom. Hy het met sy bloed vir ons betaal. Hy gaan ons nie op die aarde laat bly so vir ewig nie. Hy kom sy kerk al. Wanneer jy in 1 Tessalonisense hoofstuk 4 lees hierdie woordjie, in wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lig. Nou, jou Latynse Bybel, laat my dink aan die seentjie wat in die skool was, en die juffrou sê vir hom, Gertjie, jy het nou geleer, daar in die Bybel, oor wat daar bo aan die kruis van Jesus geskrywe staan. Julle weet mos wat staan daar geskrywe, wie van julle weet? In watse tale? Jesus die Nasareëner koning van die Jode, en hy moes toe eksamen daaroor skryf, en sy sê vir hom, in watse taal is dit geskryf? Hy sê, Here, Engels, Afrikaans en, nee, Grieks, Hebreëus en Latyns. Jou Latynse Bybel, se teks hier lees, in wolke weggevoer, in clouds, raptura. Wat hoor jy? As ek sê raptura, rapture. So rapture is eintlik 'n anglisisme van raptura. En nou gebruik ons die woordjie wegraping. Maar eintlik is die woord weggevoer. Die Bybelvertalers, en hier moet ek hulle kritiseer,
Hulle kon beter gedoen het. Maar julle gereformeerde broers wat die Bybel vir ons in Afrikaans vertaal het, die Beetges en al daai manne, en ek het almal gestudeer, hulle het mos nie daai tyd geglo iets soos 'n wegraping, was dit die leer van die NG Kerk nie. Hulle het die woordjie weggevoer gebruik, wat baie sag gestel is. Wat ek kan vir jou wys, elke plek in die Nuwe Testament, en daar's baie van hulle, sal ek vir jou die woordjie weggevoer lees, dan sê vir my hoe klink hy. In die ander tekste, buite 1 Tessalonisense, hoor die woord, ek lees, want onthou die woord is harpazo. Uit harpazo, as ek hom nou lees, en ek lees hom nou vir jou in Johannes 10 vers 12, en Jesus sê, vang. Hoe klink dit vir jou? Soos iets wat gegryp word. Of Matteus 13 vers 19, harpazo, Afrikaanse Bybel sê, roof. Of, soos 2 Korintiërs 12 vers 2 en 4, weggeruk. Of soos in Handelinge 8 vers 39, weggevoer. Of Johannes 10 vers 28, ruk. Of Matteus 11 vers 12, gryp. Wat hoor jy elke keer as die woord harpazo gebruik word? Wat jy hoor is 'n kragdadige handeling. En elke keer is dit God wat iets doen, hy kom met krag, hy kom met heerlikheid en hy gryp, hy roof dit weg. Hy sê, niemand sal jou uit my hand uitruk nie. Harpazo. En jy het sien, Paulus sê, ek weet van 'n man in Christus, in liggaam buitekant weet ek, weggeruk tot in die derde hemel, tot in die paradys. Nie weggevoer, hello, cloud nine, we're gonna have a nice flight up here, take it slowly, Lord. Nee, dis wat jy lees nie. Weggeruk. En dis wat harpazo beteken in al jou ander tekste. Ek het 'n vraag. Dan beteken dit in 1 Tessalonisense 4, wanneer die Here sê, met die geroep, met die klank van die aartsengel, met die stem, weggeruk, weggevoer, in heerlikheid in, dan beteken dit, it's not going to be a slow, nice ride. Okay? Maak jou sitplekgordel vas. It's going to be quick and fast. Dis wat dit is. So die woordjie wegraping, wat ons nie in die Bybel kry nie, want hy is nie in die Bybel nie. Die woord is weggevoer. As jy met die Latynse Bybel wil gaan sukkel, dan sit raptura, en jy sal vertaling skryf wat die woordjie rapture gebruik. Maar ek het 'n vraag. Glo julle hier in Grootfontein dat God is 'n drie-enige God, of net ons in die Kaap? Glo julle dit? Regtig, persoon? Julle glo dit? Waar in die Bybel staan dit? Oh, maar jy glo dit? Maar hoekom? Want in die Bybel sien ons, die Vader sê uit die hemel uit, 'n stem, dis my geliefde seun, in wie ek welbaat. Hoor hulle die Vader by die Jordaan. En hier staan die seun van God in die water van die Jordaan, en hy is besig om uit die water uit op te kom toe Johannes die doper hom doop. En hier kom die derde persoon, die Heilige Gees, daal neer in die vorm van 'n duif. So ons tel 1, die stem, 2, die Gees, en 3, Jesus. So hoekom sê ons? Ons sê, ons glo in God drie enig. Nie in 3 gode nie. Van die Godheid is 1, maar hy vind uitdrukking in 3 persone, Vader, Seun en Heilige Gees. Vader is God, Jesus is God en Heilige Gees is God, maar Jesus is nie die Heilige Gees nie, Heilige Gees is nie Jesus nie, Jesus is nie die Vader nie. Toe Stefanus die eerste martelaar stenig in Johannes 7, Handelinge 7:8, toe sê, ek sien die Seun van die mens staan aan die regterhand van die Vader, van die troon van God. Hy sê, ek sien hom, en die Bybel sê, was vol van die Heilige Gees, toe stenig hulle hom. Hy het sien 2 daar in die hemel. So, die Godheid is drievoudig, ja, maar is 3 maal dieselfde God op 'n ander manier. So ons sê, wesensmatig is die Godheid 1. Persoonsmatig vind hy uitdrukking in 3 persone, en dis presies wat dit is. God kan 3 wees, hy kan 1 wees, hy kan wees net wat hy wil. Die naam Elohim sê dit in elk geval, want dit is 'n meervouds naamwoord. In die Bybel lees so in Handelinge in Genesis 1:26 sê die Bybel, en God het gesê, laat ons. Hy het nie met homself gepraat nie. Ons, wie is dit? Die Vader, die Seun en die Gees. Laat ons mense maak na ons beeld. So vriende, die wegraping is 'n Nuwe Testamentiese leerstelling. Maar die wegraping is 'n Nuwe Testamentiese leerstelling na Jesus se kruisiging en opstanding uit die dood uit. So Jesus het nooit van die wegraping gepraat per se.
dat hy tyd spandeer het op dit nie. Want onthou, die kerk was 'n verborgenheid. Hy het met Jode gepraat, met sy disippels. Paulus het die openbaring gekry. Hy was in die hemel. Hy sê, God het my die openbaringe gegee. So Paulus is die apostel wat hierdie wonderlike goddelike openbaringe ontvang het. Ja, die wederkoms van Jesus is 'n Ou en Nuwe Testamentiese leerstelling. Dis waar. Daar's tekste in die Bybel, selfs in die Ou Testament, wat praat oor die wederkoms van Christus. Nie net die eerste koms nie, sommer die wederkoms. Het jy geweet dat die ou wat eerste oor die wederkoms van Jesus gepraat het, is die man wat nog nooit dood is, sy lewe vandag nog? Is Henog, die 7de van Adam af. Die 7de geslag van Adam af. Hy het nooit gesterf nie. Die Bybel sê hy het met God gewandel en God het hom weggerit. Wel, gelees in jou Bybel in Judas hoofstuk 1 en hy was 'n profeet. Want Judas hoofstuk 1 sê vir ons die boek voor die boek Openbaring. Hy sê en Henog het geprofeteer dat die Here kom om die goddelose te straf oor hulle goddelose werke wat hulle goddelooslik gedoen het. Hy sê het die Here, hy kom met sy heilige 10.000-talle. Hy het gepraat oor die wederkoms van die Here. Die profeet van die Here, profeties alreeds, nog voordat die Messias eers gekom het. Hoe hy dit geweet het, net die Gees van God kon hom openbaar. Maar hier is die jackpot vraag. Wat verstaan ek en jy as ons die Bybel intens bestudeer oor die wegraping, soos ons dit in die Nuwe Testament vind? Wel, die eerste nuus is miskien skokkend vir jou om te hoor, maar ek moet dit vir jou gee. Die wegraping is 'n tekenlose gebeurtenis. There's no signs. Geen tekens nie. Want al die tekens van Matteus 24 en 25 was oor die wederkoms van die Here. Nie die wegraping nie. Toe hy met hulle daaroor gepraat het, het hy oor sy wederkoms gepraat, wanneer hy terugkeer na die tempel toe. Wanneer hy kom vir sy wederkoms om die nasies te oordeel. Die wegraping was nie ter sprake in Matteus 24, 25 nie. Was nooit die onderwerp nie. Die onderwerp was, Here, wanneer kom jy weer terug na die aarde toe? En daar te vra van, gaan jy dan die koninkryk nou kom vestig in Handelinge 1? So in ander woorde, ek en jy kan nie wag vir tekens vir die wegraping sê, nou gaan die wegraping môre of oormôre plaasvind nie. Want onthou, die wegraping is 'n verrassingsgebeurtenis in jou Bybel. Hoe weet ek dit? Wel, hier staan dit. Ek lees dit vir jou. 1 Tessalonisense 5 vers 2. Want julle weet self goed dat die dag van die Here kom, net soos 'n dief in die nag. Jy weet nie wanneer die dief kom nie. Hy sê die dag van die Here gaan kom soos 'n dief in die nag. Dit gaan in 'n breekdeel van 'n sekonde plaasvind. So as jy dink die Here gaan jou op die skouer kom klop en sê, bel jou vrou, bel jou kinders, sê maak reg. It's on tomorrow. Kry julle self reg. Ek was so geskok toe ek uitvind dat 2 van my gemeentelede in die Parel was mislei deur iemand wat vir hulle gesê het dat wanneer die shofar blaas in daai September maand met een van die feeste van Israel, dat die Here het hulle geopenbaar die wegraping gaan plaasvind en hulle albei werk in die Parel, ry al die pad van daar af na my gemeente toe. Toe het hulle albei by die rivieroewer gaan sit die hele dag, hulle het nie gaan werk nie, en gewag vir die wegraping. Wel, daai aand moes hulle maar albei huis toe gaan die bed klim en gaan slaap. Die wegraping nou nog nie plaasgevind nie. Dis 'n verrassing, broer. Natuurlik is dit 'n verrassing, want die Here gee nie vir ons die dag en die datum nie. Dat dit 'n skielike gebeurtenis is waar, want 1 Korintiërs 15 vers 52 sê, in 'n oomblik, in 'n oogwink. So as jy dink dat jy 'n tyd om reg te maak. As jy dink, die Here gaan vir jou 5 minute gee om net gou vir ou Laas te bid en te sê, en vergewe ons sondes. Ain't gonna happen. Die Here gaan nie teen jou deur kom klop met 'n nota, met 'n engel, wat vir jou sê, die wegraping vind vanaand 12 uur plaas, maak jou sak met God reg. Ain't gonna happen. Ou Noag en sy kinders het nog in die ark gesit, en seker daar om die ontbyttafel, terwyl al die diere inkom en hy sê, pa, kyk net hierso. Want die Bybel sê al die diere het in die ark ingeloop. Hulle sit seker daar by die ontbyttafel, al die kos wat hulle bymekaar kon kry is nou hier in die ark. En die volgende oomblik al wat daar staan is, en God het die deur gesluit. Bwa! Wat 'n slag, en Noag spring net so op. Hy sê, wat's dat?
En nou sê hardloop en sê, pa, die deur is toe. En die Bybel sê, toe begin dit reën. En vir 40 dae en 40 nagte, totdat die ark ook aan die hoogste toppe van die berge van die aarde uitgereis. Wow. Noag, jy het nie geweet wanneer klap die deur toe. Ander mense sal vir my sê, hy pastoor, maar ek weet, daar staan ook geskrywe in Genesis, die Here sê, Noag, nog 7 dae, dan kom die reën. Nog 7 dae. So hy kon seker as hy wou, die dae afgetel het, maar hy het nie die oomblik geweet, wanneer daai deur toeklap nie. Ek wens ek kan jou waarsku, of jy sê, wanneer gaan die wegraping plaas? Kan nie dit doen nie. En weer, dit gaan skouspelagtig wees, nee? En ek meen te sê, die Here stuur nie vir Michael nie, die aartsengel. Hy stuur nie vir Gabriel, die aartsengel nie. Hy stuur nie vir Rafael, een van sy engele, volgens Joodse legendes nie. Die Bybel sê die Here self sal uit die hemel uitkom. Vir hierdie ene sê Jesus, los dit vir my. Ek kom my mense haal. Ek stuur nie iemand om dit te doen nie. Ek moet vir julle vertel, in April 1976, tussen Beni en Marangipa en Goma, Butembo, in die ooste van die Kongo, as ek besig om te evangeliseer onder die Pygmees. Hulle noem my the grandfather of the Pygmies, en ek werk al amper 30 jaar onder die Pygmees in die reënwoude van Afrika, in die diepste Kongo. Dan doen ons so 1600 kilometer op skermblus in die reënwoude in, by die Hartkaart, dan breek ek in die villages. Ons het oor 1200 villages geplant, met Pygmees wat tot bekering gekom het, deur die jare. En nou vir die hoor ek, hy lewe nou nog, hy bly in Durban, my ou kollega daar van Sweet Waters Full Gospel Church, hy het nou afgetree. En ek en hy stap oor 'n stomp in die reënwoud, saam met die Pygmees in Masombuku. Kambala was nog by my, agter my, en een van die ander manne, en die Pygmees was daai kant van die brug, en hierdie kant, dis net 'n houtstomp in die woud, en die bome gaan 100 voet van die aarde af in die lug op, né? 30 meter, en jy kan nie sonlig sien baie keer nie, want die canopy het toegemaak van die woud. Ek was in die Amazone ook, dit was 'n ander storie. Maar toe daai bome so val, toe stap ek in vir die oor, en die volgende gly sy voete. Maar is dit so donderende rivier, daai Ituri rivier in die Kongo, dis magtige riviere. En toe vir die val, ek kyk die kant toe, dis al omtrent 40 meter, wat bome en takke oor die rivier lê, almal, en ek weet, ek sal hom nooit weer sien nie. Ek bedoel, met daai donderrivier, my maat is weg. En ek bedoel, wat gaan ek vir sy vrou en sy kinders en sy kerk? En die gat, toe hy weg is, aan die water, skree Kambala Masombuku, Michael, Gabriel, help! En ek besef, hy roep die 2 grootste soldate van God in die univers, kom help! En die volgende keer pop ons vir die weer terug uit. Ek sê, val nie, en ek sleep om daar uit. Hy sê, ek weet nie, 'n onsigbare hand gryp my, en dan teen die stroom, lig hom daar uit, while he lives till this day, to tell you the story. Ek het op my selfoon, ek kan sy nommer vir jou gee, jy vra hom wat het gebeur. So ek wil net sê, die Here stuur nie vir Michael en Gabriel en daai manne nie, hy kom self om my nou toe kom haal. Maar alleenlik hulle, wat in Christus is. Die teks sê, die wat in Christus gesterf het, en die wat lewe in Christus. En al die ander in die wêreld bly agter. As jy dink, hier kom 'n ding, wat ek iets vertel. Hoeveel mense is op aarde op die oomblik? Meer as 8.3 biljoen. Okay? Meer as 8.3 biljoen. 1000 miljoen, jy 4 miljard. Ek praat van 8.3 biljoen. Hoeveel Christene is op aarde, right now as I speak to you, dink jy? Wat die statistiek sê, 2.3 biljoen. Dit sluit in alle nominale Christene, almal op aarde, wat op 'n sensusvorm aangedui het, ons is Christene. Wel,
ek dink ons kan dit sommer net hier in die helfte sny. As baie mense, hulle gaan maar kerk toe, hulle het nie 'n verhouding met Jesus nie. So ons praat miskien van 1.2, 1.3, 1.4 biljoen. Think about this. As die wegraping vanaand plaasvind, is daar verseker tussen 1 en 1.5 biljoen mense in een oomblik weg van die aarde. Hoeveel bly oor? You do the calculations. Jy praat van bykans 7 biljoen. En daai 7 biljoen mense gaan nou almal die groot verdrukking tegemoet. Hierdie tydperk, wanneer die anti-kris en die valse profeet kom. En ek praat môre aand met jou oor my geestelike voorbereiding. Hoe berei ek my geestelik voor vir die wegraping vir die koms van die Here? Dis my gesprek môre aand. Ek sluit Dinsdag aand met die onderwerp oor die anti-kris en die valse profeet in die 666 wat wag vir die wêreld, vir almal wat agterbly. So Dinsdag aand praat ons, wat gaan op aarde gebeur die oomblik nadat die wegraping plaasgevind het vir die volgende 7 jaar. Maar hier is die ding, dat die wegraping skouspel agter gaan wees, absoluut. Want ons gaan die Here Jesus in sy heerlikheid aanskou. Kan jy glo dat binne 'n oomblik van 'n sekonde, 2/5 van 'n sekonde, gaan ons die verheerlikte Here Jesus in die lig ontmoet. Almal van ons sal hom tegemoet gaan. So die feit dat die verheerlikte Seun van God kom om ons te haal, die minste wat ek kan doen is, ten minste getrou wees teenoor die Here. Om 'n liefde vir die Here te koester. 'n dankbaarheid en ook 'n verwagting te hê, ook 'n hemelse ingestel, want die Bybel sê, as jy Christus verwag, dink aan dit wat daarbo is. Nie die dinge wat op die aarde is nie. Want die wêreldse dinge gryp ons vas. Dit stem my tot nugterheid. Die Bybel sê so in 1 Tessalonisense hoofstuk 5, vers 5 tot 9, dit leer ons om nugter en waaksaam te wees, want ons weet nie wanneer daai oomblik gaan wees nie. Maar wat dit ook aan my doen, pastoor, dit skep by my 'n hoogspanningsverwagting. Want ek weet nie wanneer hy gaan kom nie. En omdat ek nie weet gaan hy môre kom hy volgende week, kom hy volgende maand. Ek lees in 'n boek, dit was my so interessant om dit te lees. Ek lees van 'n ou in Amerika wat 25 jaar vir 'n man werk wat 'n ongelooflike tuinuitlig in Amerika het, die mooiste plek wat jy al kan dink. En vir 25 jaar pas hy die plek vir die man op elke dag dat dit op die beste lyk. Maar besoekers kan die plek gaan besoek. So eendag toe vra een van die besoekers vir hom, wanneer laas was hy hier? Hy sê, die eienaar, hy sê, meer as 20 jaar laas. Hy sê, nee, wag. 20 jaar laas. Hy sê, ja. Hy sê, jy hou alles so mooi. Hy sê, ja. Hy sê, hoekom? Hy sê, ek kan dalk môre kom. Do you understand what I'm saying? Wil jy wag tot môre? Hoekom sal jy wag? Dit kan vanaand gebeur. So by ons, wek het ook 'n evangelistiese ywer. Ek wil nie hê dat mense wat in hierdie gehoor sit, moet agterbly nie. Jy moet weet, Satan en al sy gevalle engele, word in die middel van die 7 jaar groot verdrukking, word hulle op die aarde neergewerk. Onthou die duiwel se woonplek is hier in die lig, waar ons kan sien hierso in die geesteswêreld, tussen die hemel en die aarde, waar die Bybel sê ons tyd is teen die gevalle engele in die lug. Maar onthou, as Jesus se kerk weggeneem is van die aarde, 3,5 jaar later is daar oorlog in die hemel, en Michael en sy engele werp Satan al sy engele op die aarde neer. So elke bose engel in die ganse skepping, Satan homself, Lucifer, almal is hier op die aarde, vir 3,5 jaar. Plus die demone wat uit Abyssos gaan uitgelaat word. Hulle word ook op die aarde, want die Bybel sê Abyssos wat onder die aarde is, demone gaan uitkom op die aarde, kreature, oor die 200 miljoen van hulle. Dis wat wag. As sê mense, wow, ek is nie bang vir die groot verdrukking nie. Ek bedoel, in die eerste 3,5 jaar, sê die Bybel, sterf 1/4 van die aardse bevolking. Nou, kan ek jou net gou help? Ek bedoel, ek bestudeer dit al 42 jaar, teks vir teks, dis alles daar. Gaan kry my boek Openbaring, gaan lees jy dit. In Openbaring 9, Openbaring 6 en Openbaring 9. Hier is 'n skokkende inligting wat ek vir jou het.
Want as die wegraping nou plaasvind, en dan bly 7 biljoen mense op die aarde oor, en dan sê die Bybel 'n kwart van hulle sterf in die eerste 3,5 jaar, ander woorde 42 maande, dan beteken dit 'n kwart van 7, waarvan praat ons nou? 1.6, 1.7 biljoen? Okay, so 1.7 biljoen mense sterf in 42 maande, en dan sê die Bybel, net daarna sterf daar nog 1/3 van die wat oorgebly het. Nou moet jy dit bysit. Dit beteken dit maak dit meer as die helfte. Want die nuus wat ek vir jou het is, in 42 plus maande sterf daar 3.5 biljoen mense op aarde. Daar is soveel dooies, dat die dooies kan nie die dooies begrawe nie. Hoekom dink jy, sê die Bybel, die dood volg hulle op 'n valperd? Dat die doderyk kom op en sluk al die siele in, want hulle sterf in soveel honderde miljoene in hulle biljoene, dat die lyk hulle, jy weet hoe dit gelyk met die tsunami in Thailand, toe 250.000 mense dood is, en die lyk hulle op die strande, hoe dit gestink het, en hoe al die lyke daar gelê het, opgeblaas, en tot niet gegaan het, siektes, pestsiektes, honger, wie gaan die kos inbring, wie gaan die diere versorg, dis chaos. Dan kom Satan se gevalle engele, dan begin die oordeele van God eers op die aarde uitgegiet word. You don't want to be here. Die aarde gaan so verwoes word, dat die Bybel sê, God gaan die hele aarde met vuur verwoes, en vir ons 'n nuwe aarde rastel. Wie wil hier wees? Jy mis die wegraping, dis van toe jy gaan. Soos miskien moet ek die vraag vra, want dis wat ek gesê het, en ek wens ek het tyd gehad, pastoor, om te praat oor die verskil tussen die wegraping en die wederkoms van Jesus, want dis eintlik baie aangrypend, maar ek gaan dit doen weens 'n gebrek aan tyd nie. Ek gaan eerder vir jou net hierdie een vraag vra, dan wil ek die boodskap in mekaar bring. Wat dink jy gaan gebeur die oomblik waar die wegraping plaasvind op hierdie planeet? Kan jy net vir 'n oomblik jou gedagtes laat gaan? Want die Bybel vertel vir ons die gebeurtenis kom. En ek wil hê dat jy net vir 'n oomblik dat jou gedagtes gaan, wat gaan gebeur wanneer hierdie insident waarvan die Bybel praat, plaasvind op aarde, wanneer Jesus kom. Kom ek jou vertel, sekere plekke op die aarde gaan dit middernag wees. Ander plekke gaan dit 3 uur die oggend wees. Ander plekke gaan dit dagbreek wees, en die ander plekke gaan dit in die middel van die dag wees of in die middag. So by ons kan dit in die nag wees of in die dag. Maar sonder waarskuwing, op 'n gegeewe moment, gaan 'n basuin blaas. Heel waarskynlik, pastoor, soos jy vanoggend gespeel het, die Hebreëse seun, met die shofar wat so geblaas het, wat ons gehoor het vanmôre, wat julle op die klanksysteem gespeel het. Dan kom daar 'n geroep met die stem van 'n aardsengel. My vraag is, wat is die geroep? Daar kom 'n stem wat elke kind van God gaan hoor, want hulle ken die stem van hulle herder. Heel waarskynlik sal dit iets wees soos, kom op hiernatoe! Kom! Jy kan jou indink. En in 2/5 van 'n sekonde is hy weg. En almal wat die Here ken. So ek sê vir my vrou een aand, Clarissa, ons dogter lê in slaap. Ek sê, kom ons nou hulle sou uittrek, ons maak 2 hoopies klere met ons skoene voor haar deur. Ek sê, wat ons doen is, jou klere lê daar met jou skoene by haar deur en myne langs jou. En dan slaan ek met 'n harde slag teen haar deur. Dan kyk ons wat maak sy, as sy die deur opmaak, dan loer ons, daar's sulke trappe, dan kyk ons af, wat gaan sy dink? Sy sê vir my, Raymond, klop, wat ek maak vir jou dood. Jy doen nie dit met ons kind nie. So wat gebeur? Clarissa sit by die werk, en daar in die stad by Triple A,
in die volgende oomblik ontplof een van die groot transformators in die Kaap. Wow, 'n helse slag, 'n hele ding ontplof. 'n geweldige slag in die stad. En Clarissa sit daar in Triple-A, besig met haar studies. En sy sit daar slag, klap, gooi sy haar pen neer, en sy dink, die wegrap, en sy kyk, wie almal hier in die klas is weg. Toe besef sy is die enigste bekeerling, sy kan nie rondkyk nie. Want daar was nie een Christen in die klas, so al die mense wat kunstsinnig is, baie nie is 'n idee van die Here nie. Sy besef, nee, ek moet nie rondkyk nie. Toe vat hy agter sy transformer, so hier is die storie. Die oomblik as daai wegraping plaasvind, verdwyn mense uit huise, skole, kantore, winkelsentrums, uit voertuie en uit kerke uit. Mense van alle vlakke van die samelewing, skielik, onverklaarbaar, het verdwyn. Hulle is net weg. Gesprekke word onderbreek en jy sal dink, die mense wat ek net met daai persoon gepraat het, en dit word net onverklaarbaar onderbreek, die persoon het net verdwyn. Hoe is dit moontlik? Konsternasie. Vroue vra, kom my man nie van die werk af nie. Die man wag vir sy kinders van die skool af te kom, of die vrou. 'n deel van die familie is weg, in sommige gevalle die hele familie is weg. En by die huise, op straat en fabrieke, oor, kom die vraag, maar waar is die mense, wat het gebeur? Daar miljoene mense word aangemeld oombliklik as vermis, hulle antwoord nie hulle selfone nie. Hulle het uit spoorloos verdwyn, die foon bly net lui. Miljoene mense daag nie op vir hulle afsprake nie. Die werkplek of by hulle huise, hulle kom net nie terug nie. Pandemonium breek los. Televisie begin praat, die nuuswerke, almal begin vra, waar is al die mense, hoekom is die mense weg? En dan kom 'n hartverskeurende tonele, wat in die hele wêreld afspeel, geskreeu, trane wat loop. Jy moet weet, daai 2 pilots wat in die vliegtuig sit, die mense beter bid as hy die Here nie ken nie, dat een van hulle sondaar is. Want as daai 2 pilots die Here ken, hy vliegtuig nie 'n pilot in hom nie. Jy verstaan wat ek sê, en ek dink ons moet eintlik maar vir al die lugrederye sê, maak net doodseker, dat een pilot ken die Here en die ander nie, want hier kom moeilikheid. Jy moet weet in Amerika, toe die 2 towers, toe die 2 vliegtuie ingaan, toe sal op 'n oomblik, net in Noord-Amerika alleen, ek het 'n studie daaroor gedoen, 4500 Boeings in die lug op daai sekond. Hulle moes hulle almal ground, tot daar doodse stilte is in die lugruim van Noord-Amerika. Ek praat net van Noord-Amerika, 4500 vliegtuie per oomblik. Hoeveel is op die oomblik op die aarde in die lug? En hoeveel van die pilots ken nie die Here nie? Dink 'n bietjie. Die karre op die snelweë, sonder bestuurders. Trokke, treine, wel goddank, die treine is nogal oulik, hulle het 'n dead man's handle. As daar ou uit die lug uit gaan, dan slaat die brieke aan. Wel, ten minste die spoorweë het 'n beter plan as die pilots. Honderde duisende mense stroom na begrafplase toe. Hier in Grootfontein, in Chumep, in Walvisbaai en oral. Mense gaan begrafplase toe, want hulle moet die dooies begrawe. Baie mense gaan sterf as die wegraping plaasvind. Hulle gaan sterf weens ongelukke en dinge wat nou plaasgevind het. As gevolg van al die chaos, die bestuurders uit voertuie, uit bewegende voertuie, hulle is weg. En as hulle by begrafplase kom tot hulle skok, dat daar's grafte wat oop is in die minderheid, as hulle naderloop, dan lees hulle hierdie een se naam, en daai een se naam. Kinders van die Here wat se grafte oopgegaan het, ander mense kom om sondaars te begrawe, as hulle oom, hulle weet, daai was 'n kind van die Here, daai was 'n kind van die Here. Ek julle vertel, waar is die grootste leen in Grootfontein? Die grootste leen in hierdie dorp, pastoor, kom jou kar môre gaan kyk, is in julle begrafplaas. Die grootste leen van die dorp, gaan doen 'n ondersoek, vat al jou pastore, gaan kyk jy. Want op die grafstene staan daar, veilig in die arms van Jesus. Hy is in die paradys, rustig my kind. Daar sê een grafsteen wat sê, hy brand in die doderyk en hy is in die hel nie. Al die grafstene lieg. Waar het jy al 'n grafsteen gesien wat sê hy is in die hel? Ons het die mooiste stories van mense. Dis leuns. Want volgens die geskrif wat op al die grafstene staan, is daai mense okay. Hulle is nie okay nie.
Meer as die helfte van daai mense wat in die graf te lê, ken nie die Here nie. Daai graf sal nie oopgaan nie. En nou gaan mense tot skok kom wat jou ken en besef, maar jy's weg. Jy het die Here gevrees. Jy antwoord nie jou foon nie. Here help ons, 'n wêreld sonder 'n kerk. Kerke sonder geredde predikers. Het ek nou vandag vir julle iets sê? As die wegraping plaasvind in die volgende paar weke, en jy bly agter en jy bel Boet, Prinsloo, en hy antwoord die foon, maar jy weet, bly weg. Ek wil nie met hom praat nie, right? Jy kan nie die pastoor en dominees en predikante vertrou wat agtergebly het, want hoekom is hulle nie weg nie? You can't trust no one. Geen prediker om siekes te besoek, wat God vrees, hospitale, dooies te begrawe, en wie jy vind, kan jy nie vertrou nie, wat maak hy? Geen radiostasie wat 'n Christelike boodskap verkondig, geen evangelie meer nie, geen geestelike tydskrifte meer nie, die kanse waar die ware woord van God verkondig word, is stil. Al die gereddes is weg. I'm asking you, luister na my, dink net vir 'n oomblik wat ek sê, dink wat gaan gebeur. Soos in Noag se geval, die mense het gekoop en verkoop, getrou, in huwelik uitgegee, geplant, gebou, geëet, gedrink, soos in die geval van Lot, tot Lot uit die stad is, tot God die deur van die ark gesluit het. Life goes on. Maar iewers gaan God ingryp. En ons is die geslag wat die naaste aan daai oomblik lewe. Wat 'n soort wêreld gaan dit wees? 'n Man verskyn op die televisie en hy sê, nee, jy moenie bekommerd wees, hier was 'n inval van die aliens in die buitenste ruimte, maar ons sal sorg dat dit nie weer gebeur nie. Maar die afgryse vir mense wat van beter weet, wat besef die wegraping het plaasgevind en ek het agtergebly. Wat nou? Die toorn van die lam gaan uitgestort word op die aarde. Die woede van Satan gaan ontbrand, want die wegraping het plaasgevind. Dis die wêreld waarvan ek praat, wat binnekort 'n realiteit gaan wees. Wat moet ek doen om deel te aan die wegraping? Dis waaroor ek môre aand met jou gaan praat. Hoe kan ek verseker weet, as die Here kom, weet ek sal deel hê. Maar ek wil vir jou vraag vra. Ek wil reguit vraag vra. Kan ek en jy van koers verander? Ek bedoel, soms moet 'n mens in jou lewe keuse maak om koers te verander. Wat ek verduidelik. Daar was 'n oorlogskip met die kaptein wat in 'n stormagtige donker nag besig was met kruisoefeninge met die skepe om hom. En toe hy op die brug staan op 'n gegeewe oomblik, gee hy bevele aan al sy skepe. En met een sê sy tweede stuurman, seeman vir hom, kaptein, daar's 'n lig aan stuurboordkant en hulle stuur vir ons 'n sein. En die kaptein sê, wat 'n boodskap? En hy sê, hulle sê, julle stuur af op 'n kop-aan-kop botsing. Wat? Die kaptein roep uit, hy sê vir hulle, verander julle koers 20 grade. Die boodskap wat terugkom, is verander julle koers 20 grade. Die kaptein sê vir die seeman, stuur vir hulle boodskap en sê, ek is die seekaptein van 'n oorlogskip. Verander koers 20 grade. En die antwoord kom terug, ek is tweede seeman klas.
Verander jou koers 20 grade. En die kaptein sê, ek is 'n oorlogskip, vir 'n laaste maal verander koers. En die antwoord kom terug, ek is 'n ligtoring, vir die laaste keer, verander jou koers. Jy gaan nie met 'n ligstoring skoor soek nie. En jy kan nou maar vanaand hier sit en dink wat jy wil na alles wat jy gehoor het. Maar ek het 'n stukkie nuus vir jou, my vriend. As jou koers nie klaar ingezero is op die kruis van Christus, you're gonna miss the rapture. As jy nie ingezero het op die kruis en die leë graf van die opgestane Here, you need to change direction in life. Want as jy dit nie doen nie, gaan jy die wegraping mis. Nie met 20 grade nie. Heeltemal. Ons het 'n Bybel. En soos ek gesê het vanoggend, 25% van hierdie Bybel, 8000 verse, is profesie. God het altyd sy woord vervul, van Adam se dae af, tot hier toe. En omdat Bybelprofesie tot hier vervul is, sal daai deel vervul word. Kom ons bid saam. Terwyl jy so sit, buig net jou hoof en bid ons saam. Dierbare Vader, dankie vir hierdie goddelike voorreg, dat ek die boodskap vanaand kon deel, met Grootfontein se mense in omgewing. My hart gaan vanaand uit. Ek pleit by U, dat niemand wat hier sit, die wegraping sal mis. Here, al sou hulle afsterwe, die wat in Christus gesterf het, staan eerste op. Dan gaan hulle dit nie mis nie. Die wat in die lewe is, sal dit ook nie mis nie. Want ons, wat in die lewe oorbly, ons wie in Christus is, dead or alive. Here, die feit is, as ek in Christus is, sal ek kan deel hê aan die wonderlike gebeurtenis, wanneer U die wêreld tot orde gaan roep. As ons kyk wat Putin doen, Erdogan, Xi beplan, wat alles in die wêreld aangaan, dan besef ons maar net, die tyd snel nader. Here, en ek wil bid dat nie een wat vanaand in hierdie plek is, verlore mag gaan nie. Terwyl die hoof gebuig is, en die oë is gesluit. As jy vanaand hier sit en jy voel, ek is van koers af. Here, bring my na die regte pad toe. Wil ek jy net jou hand opsteek, net daar waar jy sit. Baie dankie. Wag, dankie vir alle hande. Dankie. Is daar nog? Och, dankie Here. Dankie Jesus. Here, dankie vir al hierdie hande wat vanaand opgegaan. Here, ek loof. Och, dankie Jesus. Is daar nog iemand voor ek gaan bid? Dankie, dat sak my alle hande. Baie dankie. Here, dankie vir al hierdie hande wat opgegaan. My God, ek loof U. Ek loof U. Ek gaan vra dat almal wat hulle hande opgesteek het, ek gaan jou nie vra om op te staan en uit te kom nie. Maar ek wil hê dat jy moet saam met my bid. En ek wil hê dat jy moet dit hardop bid. Ek gaan nie gehoor vra dat ons kan ook saam bid. Ons kan almal bid. Die van julle wat wil saam met my hardop bid. Maar veral almal van julle wat julle hand opgesteek het, hier is meer as 20 mense wat hulle hand opgesteek het. Ek wil hê dat julle moet hardop saam met my bid. En selfs julle wat in die gehoor is, al ken jy die Here, het niks om te verloor. Jy kan ons nie almal saam, net saam bid vanaand. Kom ons bid saam. Vader, ek kom na U toe in Jesus naam. En ek dank U vir U kosbare woord. Here, dat U woord my aangeraak het.
Ek wil bely dat Jesus die Seun van God is. Dat hy vir my aan die kruis gesterf het. Om my te red van die oordeele van God. Nie net van die groot verdrukking, maar van die ewige hel. Jesus, vergewe my sondes. Ek verklaar dat U my saligmaker is. En ek glo dat U lewe vir my gegee het. En ek neem U nou aan as my verlosser. Dankie Vader vir Jesus. Heilige Gees, kom woon nou in my hart. Here, skryf my naam in die boek van U lewe. En ek sal U dien al die dae van my lewe. In Jesus naam, Vader. Amen. Vader, ek bid dat U ken die harte, veral hulle wat almal hulle hande opgesteek het vanaand, en wat erken, Here, ek moet koers, moet ek verander, en ek het ingezoom het op die kruis, en ek wil bid, Here, vir elkeen wat uit hulle hart uit gebid het. Here, want ons het gesien, van hoe het U 'n man regverdig na sy huis toe gestuur. In Lukas lees ons van die tollenaar wat gestaan het, en net hierdie woorde gebid het, 6 woorde, Here, wees my sondaar genadig. En U woord sê, hy is op grond daarvan regverdig na sy huis en regverdig deur God verklaar. Here, daar was 'n man aan 'n kruis langs U, en al wat hy gebid het, was 10 woorde wat hy tot U uitgespreek het, wat hom die ewige lewe gegee het. Hy het net gesê, dink aan my Here, wanneer U in U koninkryk kom. Here, hy het net 10 woorde uitgespreek, en het vir hom gesê, vandag sal jy saam in die paradys wees. Dit hoef nie 'n lang gebed te wees nie. U ken ons harte. Here, dankie vir siele wat vanaand gered is, vir mense wat se lewe koers kry. Laat ons oog op Jesus hou. Help ons, Vader, dit bid ons in die wonderlike naam van Jesus Christus, ons Here. En al die kinders van die Here sê, Amen.